Die manier wat ons ontvang, bepaal of ons die voorreg gaan behou of nie. As ek en jy verkeerd dankie sê, met die verkeerde gesindheid dankie sê, het ons moeilikheid. En ek gaan vanoggend oor dit praat, oor dat jy die voorreg moet behou. Kom ons gaan na Jesaja 66, vers 2. Ek glo nogal aan 'n deurlopende boodskap. Dankie vir almal se terugvoer oor wat ons mee besig is. Ek is bly julle geniet soos ek die hele Bybel. Maar Jesaja 66 vers 2. Kom ons lees sommer net van vers 1 af van Spangees. So sê die Here, die hemel is my troon en die aarde die voetbank van my voete. Dis geen ander mens wat die mag het om dit te sê. Waar is dan die huis wat julle vir my sal bou? Waar is die plek wat my rusplek sal wees? Want my hand het al hierdie dinge gemaak en so het dit alles ontstaan, spreek die Here, maar op hierdie een sal ek let, op hom wat arm is en verslaas van gees, wat bewe vir my woord. Is dit nie mooi? En dis sulke skrifgedeeltes wat in hierdie journey wat ek met ons dorp is, vir my belangrik is. Skrifgedeeltes wat die Here vra, wie mag, en dan antwoord hy. Skrifgedeeltes soos hierdie wat hy sê, hierdie een sal ek dophou. Ek weet nie van julle nie, maar ek wil graag hê die Here moet my dophou. Ek wil graag hê die Here moet goedkeur waarmee ek besig is. Dis al waaroor dit veronderstel is om te gaan. Op hierdie een sal ek let. Hy sê nie op hierdie duisende nie, hy sê op hierdie een. En let mooi, hy sê nie 'n arm mens nie, hy sê iemand wat arm is en verslaas van gees. Beteken arm van gees, verslaas van gees. Nederig, beheerst en opreg. Nederig, beheerst en opreg. Dan praat hy van 'n gedeelte wat ek van nou, hy sê, die een wat bewe vir my woord. Hoeveel mense bewe nog vir die woord van die Here? Vroeger jare, en ek het dit verlede week gesê, en ek het verlede week gepraat oor die prentjie wat ons van God het, toe sê ek van die man met die lang baard, met alle respek, want ons het so prentjie, die groot man met die lang wit baard, lang wit jas, met die kierie wat ons bykom, as ons verkeerd doen, maar toe het ons agtergekom dat van Genesis af, reguit het God 'n boodskap dat hy ons wil bewaar, dat hy ons wil beskerm. Ons het gepraat oor die tekens van genade. Maar, dis goed, het hy so beeld? Het hang af hoe naby jy aan hom is. Maar in vandag se lewe voel dit vir my, die Here het die wit pak omgeruil vir Hans Wors klere. Pastoor, hoekom sê jy so? Ek klink nie vir my die Here kan my nee sê nie, as ek na sekere ouens luister. Klink nie vir my, hy kan my sê, ek stem nie saam nie. Klink nie vir my, hy kan meer sy woord in ons beklemtoon nie. Daai respek van wie God is, het ons verloor. Moenie dink jy respekteer hom as jy praat van die ou baas daarbo nie. The man upstairs, he is no man. He is no man. Anders sou hy al vir jou gelieg het. Die skrif sê, he is no man that he should lie. Hou koers. Bly by wie God is.
Daarom 50, Jesaja 50, so bietjie vroeër. Dis waar al hierdie goed vanaf kom. Daar's 'n groter prentjie, dis hoekom hierdie goed gesê word, op wie let? Bewe vir sy woord. Waar kry Jesaja dit vandaan? Want hy het vroeër gesê in Jesaja 50 vers 10, wie is daar onder julle wat die Here vrees? Wie is daar onder julle wat nog leef volgens sy woord? Ek sit met 'n dilemma. Dat hoe beter dit met mense gaan, hoe banger is hulle vir die Ou Testament. Ek het al vir iemand gevra wat oor die prosperity gospel, en hoor mooi, enige evangelie, solank dit goeie nuus is binne die raamwerk van die woord, is ek voorontvanklik. Maar ek het al vir een van hierdie ouens gevra, so hoekom preek jy nie die prosperity gospel 'n bietjie in die plakkerskamp nie? Jy sê jy wil kom, want jy kry sulke oproepe. Ek wil bietjie by jou kom bedien. Ek sê, okay. Nou wat, hoe maak ons? Nee, ek gaan elke aand wat ek kom bedien die offerande vat. Ek sê, dis reg, kom ons reël vir jou, dat jy in die plakkerskamp gaan bedien. Daar's baie behoefte daar. Nee, maar hoe praat jy nou? Ek sê, ek kan vir jou die burgersentrum kry, is nog beter. Op die ouene van die dag, is daar 'n groter prentjie. As jou boodskap nie in 'n groter prentjie inpas nie, as jou boodskap nie van toepassing is op almal, alle mense nie, moet jy vra, hoekom sal jy dit wil preek so? Wat is jou motivering, hoekom jy glo wat jy glo? Wie is daar onder julle wat die Here vrees, wat na die stem van sy knegg luister, wat in duisternisse wandel en geen ligstraal sien nie? Wie gaan nog? Wie is nog bereid om na die donker plekke toe te gaan? Laat hy vertrou op die naam van die Here en steun op sy God. Makliker gesê, maar broer, vertrou jy die Here? Jy hoef nie te sê ja nie, wys vir my op wie steun jy. Wys vir my op wie jy steun. Nou, kom ons by, om so 'n bietjie in die groter konteks van waarmee ons besig om te gesels, in te pas. Matteus 5 vers 5 sê, salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Wow. Waar? Hoe? Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Wat was en is God se plan in sy hart vir die mens? Kom ek vat jou terug, Genesis 1 vers 26. Kom ons maak die mens na ons beeld, ons verteenwoordiger om te heers. God se plan was nog altyd dat die mens waaroor sal heers oor die aarde. So met ander woorde, vir wie het hy die aarde gegee om oor te heers? Vir ons. Namens hom op te tree, te heers. Hierdie voorreg moes behou word deur alles wat hom nodig het en sou hê te bewerk en te bewaak. Dink net daaraan, God is daar, hy gee jou 'n starterpak, hy noem dit Eden. Plesier, alles wat jy nodig het, in een. Hy noem dit 'n tuin. Nou, in die oorspronklike taal beteken dit 'n gebied wat afgebaken is vir 'n spesifieke rede. En dan sê hy, ek gee jou met dit,
Nou is die verantwoordelikheid. Jy moet dit so hou. Of jy kan dit beter maak, solank dit namens my is wat jy dit doen. Nou, wat lees ons verder? Die konteks is, as ons praat van konteks, daar's 'n groter plan, 'n groter prentjie. Ons voorreg om te heers, dit behou ons alleenlik deur hom. Sy woord oor ons moet ons bly vertrou. As ons wil heers, en wanneer ons dink aan heers, dan dink ons moet besluit, lewe of dood. Nee. Wat sê Matteus 5? Sagmoediges beerwe die aarde. Sagmoediges beerwe die aarde. Ons styl van heers bepaal hoe lank ons gaan hou wat ons het. Waarom is die mens dan toegang tot alles wat hulle nodig het, ooit sal hê, kwyt? Hulle is verlei met die versoeking om soos God te wees. Ons kan dit in eenvoudiger NP van Wyklou, Langehoven van Afrikaans vertaal. Hulle is verlei, hulle het in die struik van selfsugtigheid getrap. Kom ek neem 'n voorbeeld, as jy met die Here praat, hoeveel van wat jy met die Here oor praat, gaan oor jou? Jou begeertes, wat jy wil hê, wat jy wil sien. Het jy al regtig gewonder hoekom jy werklik God nodig het? Ons het in 'n tradisie verval, dat ons dink ons het die Here alleenlik nodig as ons teruggeval is. As ons op 'n plek kom, wat ons ervaar, die sonde is besig, hy loer nie net vir my nie, hy bring my tot val. Dan het ons die gesegde aangeneem, aanvaar om te sê, ek het die Here nodig. Regtig? Is dit hoe sleg het met jou moet gaan voor jy hom nodig het? Het jy al die oproep gekry? Hier uit die wildvreemde uit, bel iemand jou wat jy lanklaas mee gepraat het. Dan hoor jy die persoon sê, die rede hoekom ek jou eintlik bel. Ek wens so hulle dit nie gesê nie. Man, dit kan my so bietjie ontstel. Hoekom? Ek het nou net lekker beginne gesels. Is dit nie waar nie? Julle wat ma's en pa's is, julle ken daai oproepe, nê? Mamma? Dis amper soos as ek in die golfwinkel staan, dan gee ek ook die mamma oproep, maar ek noem dit net, engeltjie? Met wat se gesindheid? Hoe afhanklik is ons regtig van die Here? Hoe meet ons sy goedheid? Hoe meet ons sukses? Is nogal iets wat dieper gaan as net woorde. Hoekom het jy werklik die Here nodig? Ja, maar sodat hy in my lewe kan kom. Okay, en as hy dan is, het jy hom nie meer nodig nie. Ja, maar sodat hy daar kan bly, so hoe bly hy daar? Ja, maar ek soek 'n nuwe werk, en as jy die werk dan nou het, hoeveel keer gaan jy dan kerk toe kom? En as die Here jou finansiële deurbraak gee, en dit gaan so goed met jou besigheid, soos wat jy gebid het en gevra het, hoe beïnvloed dit jou geestelike wandel? Laat 'n mens dink. Waarom
is jy van hom afhanklik? Waarom? Ek vra jou vandag 'n vraag wat miskien die hele journey saam met God gaan beïnvloed. Waarom is jy regtig? Hoekom het jy hom regtig nodig? Sodat hy jou gebed kan verhoor? So dit gaan net oor wat jy wil hê nog steeds. Het dit al in jou lewe oor iets gegaan buiten wat jy wil hê, as jy met die Here praat? Hoe gemotiveerd is jy as jy deur 'n krisis gaan om kerk toe te kom? Om te vas? Ek het in my lewe, weet julle hoe het ek begin vas? Kere wat daar nie kos was nie. Pastoor, jy, ja? Weet jy hoekom? Dis 'n goeie vertrekpunt. Dis 'n goeie vertrekpunt. As jy regtig desperaat is, vas jy. Dan gee jy nie om. Desperate mense verloor perspektief. Salig is die wat arm is van gees, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Maar hy sê dit op 'n ander manier in die 83 en dit sluit aan by wat ons nou sê. Hy sê, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Jy's geseënd as jy weet hoeveel het jy die Here nodig. Baie mense dink vandag, jy's geseënd as jy weet hoeveel geld het jy nodig. Want hulle leef so. Dis al waar hulle praat, dis wat hulle jare steel, dis al waaroor hulle gesprekke gaan. Hoekom? Jy kan nie geld en jou eie begeertes losmaak van mekaar. En die skrif sê dit gaan nog moeiliker word. In die laaste dae sal mense liefhebbers van wie wees? Hulle self. So as die Here kom en hy sê, geseënd, welf is die wat emosioneel wys is, nederig, beheerst. Hulle gaan dieselfde voorregte hê as wat Adam en Eva gekry het. Hulle sal die aarde beerwe. Ons is terug by Jesaja 66. Sagmoedig teenoor God se woord beteken jy kom nie in opstand daarteen nie, jy is afhanklik van sy woord. Ek is op 'n plek in my lewe dat as ek met iemand tyd gehad het, wil ek neerskryf, wat wil die Here my van hierdie persoon leer? Ek is op so 'n plek in my lewe. Hoekom? Die dag as ek dink ek kan niks meer van 'n persoon leer nie, gaan ek skade ly. Hoe woordwys is ons daagliks? Salig, geseënd, bevoorreg. Dis wat dit beteken, is diegene wat die Here eerste stel, voordat hulle enige besluit neem. Hulle sal dieselfde voorregte hê, as wat Adam en Eva gehad het. Kom ons maak die mens om te heers. Is jy waar jy nou tans is, besig om te heers? Begin by jou hart. Of word jy oorheers, begin by jou hart. Kyk wat sê die Here Jesus, en dit is gevaarlik. Ek lees hierdie skrifvers en ek sê, Here, hoe kan dit wees? Baie mense sê, ja, maar ons sal nooit soos Jesus kan wees nie. Hoe skriftuurlik is dit? Dit klink vir my weer soos 'n rede
dat jy verlof kan kry om nie altyd van hom afhanklik te wees nie. Dat jy 'n verskoning kan kry om te sê, ja maar, ek sal nie soos Jesus kan wees nie. Maar kyk hier wat sê die skrif, hy sê, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, ek sal julle rus gee. Wow. Kom ek jou vertel, kan ek bietjie hande kry? Wie kom regtig tot rus in jou lewe? Die skrif sê, as jy sukkel om tot rus te kom, kom na my toe. Maar dit beteken, jy gaan moet erken, Here, ek was nou verkeerd, ek het misgevat, Here, ek sukkel met hierdie, maar die skrif sê, kom na my toe. Moeg en uitgeput, kom na my toe. Hoekom? Want 'n lewe wat gedryf word deur selfsugtigheid, put jou uit. Jy is die hele tyd in kompetisie. Jy wil hê wat die ander het. En jy wil dit eerste hê. Hy sê, neem my juk op julle en leer van my. Want ek is sagmoedig en nederig van hart en julle sal rus kry vir julle gemoed. Leer van my. Wat moet julle van my leer? The way I approach things is different. Hoe woordwys is ons werklik? Weet jy regtig alles? Is daar nog ruimte vir sy inspraak in jou lewe? Hoekom vind ons dat mense in die kerk eers kom as hulle deur uitdagings gaan? Want nou waar hulle nou is, het hulle leiding nodig. So wat wil ons eintlik sê? Voordat hulle in die krisis gekom het, Frans het hulle genoeg geweet om nie kerk toe te kom. Hulle het alles geweet tot hulle op 'n plek kom wat hulle nie meer alles weet nie, nou soek hulle leiding. Maar die gevaarlike daarvan is, dat as jy verleer het hoe die Here se stem klink, dan het jy die mentaliteit aangeneem van 'n rondloper dier. Jy eet alles wat vir jou uitgesit word op enige iemand se stoep. As ons voorreg om te heers wil behou, lê die antwoord in sagmoedigheid, woordwyse besluite, geaard in hom, beheers. As jy jou meer verloor teenoor iemand, wat sê jy eintlik? Hy het jou meer gewen. Jy gee eintlik daai persoon beheer. So wat nou as jy nie kwaad raak nie? Hoe ver gaan die gesprek gaan? Die gesprek gaan stop, of die een wat vir jou kwaad is, raak skaam kwaad. Hoekom? Hy kan niks sê teen hoe jy reageer nie. As ons die aarde wil beerwe, as ons in beheer wil wees namens God, moet ons die kuns verfyn om in alles eerste van God se woord afhanklik te wees. Die konteks daarvan te verstaan. Nie net aan een skrifversie te choke nie, maar die hele Bybel te lees. Die van julle wat lief is vir die internet, daar's 'n tegniek wat jy konteks optel in die Bybel. Jy noem dit first mention, last mention. Dan wys dit jou, jy kan dit in 'n konkordansie, in jou Bybelstudie, in jou kruisverwysings, as jy 'n ou vertaling het, kan jy dit alles optel.
First mention, last mention. Hoe het hierdie boodskap in die Bybel ingekom? En hoe gaan hierdie boodskap uit die Bybel uit? Is nogal iets om aan te dink, dan vang jy die konteks van dit. Hoe weet jy omgewing dat jy werklik van God afhanklik is in alles wat jy aanpak? Hoe weet jy omgewing dit? Hoor mooi, jy dink deur te bid, weet hulle. Is dit regtig so? Dat almal wat bid, afhanklik is van die Here? Of is daar van ons wat voor ander mense bid, omdat jy voel, dis dit die ding om te doen? Jy sien, dit gaan verder as jou woorde. Het gaan oor jou hart. Ek weet my vrou like 'n sekere blikkie koeldrank. Maar sy ken my ook baie goed, dat sy kan agterkom of ek dit in opregtheid doen, of net omdat ek skuldig gaan voel. As ek vir my 'n blikkie koeldrank koop, wil ek nie alleen koeldrank drink. It's all about approach. Wat is jou hart in dit? Weet jy, hoekom is ons baie keer so ongenadig met mense? Omdat ons dink hulle harte is so korrup soos ons in. Party mense bedoel regtig goed. Dit maak nie noodwendig sin nie, maar as daai persoon dit met God uitsort, wie's ek en jy om te kritiseer? My vrou vertel vir my, en ek hou daarvan om oor ander mense te praat, dis vir my beter, want ek wil so 'n bietjie spog in die proses. My vrou vertel my, sy is nou die dag in die winkel, en sy sien 'n vrou het 'n verskriklike kopseer. Nou moet jy die konteks verstaan van my vroutjie met geen Pinkster agtergrond. Sy sien hierdie vrou het kopseer en die Here lei haar, gaan sit 'n arm rondom daai vrou. Sy sê die res weet sy nie van nie. Wat maak die res saak? Ek kan jou nou al sê, dis nie Marley wat dit uit haar eie uit doen nie. So wat maak die res saak? Ons wil so die res in ons koppe uitfigure, en ons is so bang, ons maak foute, en tel gedink, hoe sal jou lewe anders lyk, as jy môre moet weet, dat wanneer ek en jy voor die wit troon van die Here kom, gaan hy jou nie vra, Frans, toe jy dit en dat gesê het dit my beïndruk nie, maar dat hy eerder gaan sê, Frans, toe jy dit en dat gedoen het, waarvoor almal hande geklap het ek dit teen jou hart was nie in dit nie. Hoe sal ons lewens verander? Wel, die tyd wat ek op dit het is, ek praat te veel. Want wat ek sê oorskadu my hart en hoe ek na ander kyk. Omdat ek besef, daar's binne in my hart korrupsie. My bedoelings sê nie altyd dat ek dit doen omdat ek van God afhanklik is. Hoe kan jy langer bekostig om jouself te regverdig as jou besluite net oor jou eie begeertes gaan? Ek is amper klaar. Hierdie is bietjie 'n dieper woord as normaalweg. Maar almal van ons wil van die Here af hê. Die Here het my gesê, ek het beloof, julle kan die aarde beerwe, maar ek soek sagmoedigheid.
Is jy gereed vir hierdie skrifgedeelte? Hierdie is die piek. Daarom doen afstand van alle vuiligheid en oorvloed van boosheid en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red. As jy met sagmoedigheid wil ontvang, wat is die eerste stappe? Doen afstand, doen afstand, doen afstand. Ja, jy wil hê en jy voel jy verdien dit. As jy nie afstand doen nie, gaan jy nie kan behou wat veronderstel is om jou voorreg te wees. As die gesindheid waarmee ons sy woord ontvang spreek van wysheid, sal die toepassing daarvan verseker dat ons kan heers namens hom volgens sy woord. Die gesindheid waarmee ons sy woord toepas, sal bepaal hoeveel gesag van hom ons sal kan behou en uitoefen. Wat die Here die afgelope tyd vir my sê is, hy vat 'n voorbeeld. Hy wys my die voorbeeld. Hy sê, gaan jy toelaat dat 'n seentjie van 2 met jou haalgeweer rondloop? Why not? Hy gaan dit dan erf. Dit gaan oor wat hom gaan dryf om dit te gebruik op die stadium. Sagmoedigheid, jy weet baie mense preek oor geestelike volwassenheid. Ek sê vervang geestelike volwassenheid, Herman, noem dit net sommer sagmoedigheid. Noem dit net sommer sagmoedigheid. Noem dit net sommer woordwys. Noem dit net sommer afhanklik van God. Noem dit net sommer. As jy vir die Here kan wys dat jy afhanklik van hom wil wees in alles wat jy doen, glo ek, gaan jy dieselfde voorregte as Adam en Eva geniet. Salig, bevoordeeld, bevoorreg, is hulle wat hulle afhanklikheid van God besef.